Ja, broers en susters, hartelijk welkom allemaal. Ek hoop jy het 'n mooi dag gehad. Dat iemand op die stadium vir my, ek dink was verlede week dat iemand vir my sê, ook jou dag is nie te blou gewees nie. So die een goeie ding van vandag na die maandag, hy's verby, hy's klaar. So as hy blou was, hy kan nie môre weer blou wees nie. So daar's daarom altyd 'n silwer randjie om 'n donker wolk. So baie welkom. Ek hoop en vertrou dat die Here vanaand ook vir ons sal seën en as ons vanaand klaar is, sal ons al weer afvat. So vinnig gaan die tyd verby. Ek herinner net weer, of ek nooi vir jou maar net ander maal uit, en nou nie te haastig is nie, kom drink gerus, kom eet sop saam, en 'n broodjie. Ek moet nie weghardloop nie, ek het lank staan 'n broodbak vandag, so nie laat die brood mors nie. Ek het iets opgemaak, so dankie daarvoor. Weer eens gisteraand genade tot Elsebie. Dit was verskriklik. Moet jy sê ek word ook Elsebie, nee, dankie. En Marita as jy ingeskakel is, dankie vir jou brood gisteraand. Ons het lekker aan die brood geëet. Seën ook vir jou en ook ander wat vanaand ingeskakel is en of twee wat ek sê het jy geskakel in. Baie welkom, hoop julle beleef ook die seën van die Here saam met ons. Terwyl ons dan so sit, kom ons bid saam en vra ons ook dat die Here inderdaad vir ons elkeen vanaand sal ontmoet. Here, dit is nie net leefwoorde wat ons sê dat ons hoop U sal ons ontmoet nie. Want wat ons eintlik weet is dat U baie lank al reeds op ons voetspoor is. Sonder om vanaand se gedeelte en gedagtes vooruit te loop, Here, die eie ek van ons hou maar daarvan om sy eie koers in te slaan. Hou nie daarvan om op U pad met ons te wees nie. Dankie Here dat U grootheid onder andere daarin lê dat op die pad wat U ons wil hê, daar wag U vir ons. Maar terselfdertyd is U ook daar waar ons afgedraai het, weggedwaal het, afgedwaal het, verdwaal het, moedswillig verkeerde koers ingeslaan het. Het U ons ook daar kom opsoek. Dankie vir U goedheid, dat U ons altyd weer terugbring na die regte pad toe. Ons wil vir U vra dat U dan vir ons elkeen sal seën. Dankie dat nog voordat enige een van ons vanaand hier opgedaag het, toe was U alreeds hier. En soos wat U nou hier by ons is, weet ons ook, hou ons daaraan vas, dat U nou alreeds daar by ons huise is. Dat wanneer ons net nou by ons huise terugkom, dan as ons die deur oopsluit en die ligte aansit, dan sien ons, dis asof U nooit weg was nie. En so loop ons U oral raak. Dankie daarvoor, Here. Ek bid vanaand vir elkeen van hulle wat hier is, ook hulle wat ingeskakel is. U ken hulle lewens en hulle omstandighede.
ook in lyn met wat ons gisteraand vir mekaar kon gesê, U ken ons versigtiging. Ja, ons hardloop rond en ons hoor mense se stories dat hulle rond hardloop. En dis net U wat ons versigtiging regtig kan stil maak. En as daar dan nou dinge vanaand is wat swaar lê op iemand se hart, of wat omstandighede wat moeilikheid veroorsaak, dan bid ek U, Here, dat U getrou aan wie U is, 'n sagte hand op daardie hart en lewe sal kom lê. As dit dalk 'n storm is wat binne iemand woed, laat die golwe bedaar. As dit woeste winde is wat waai, laat die wind gaan lê. As dit donker wolke is wat saamgetrek het, laat die son weer skyn. Skyn dan so op ons elkeen se lewe. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan een vers, of 'n lied sing, net een vers, en dis lied 308, en hierdie lied sonder dat ons al die ander verse gaan sing, wil hierdie lied mos nou maar eintlik vir my en vir jou kom sê. Here, ons lewe, hoe hy ook al daar uitsien, en ons lewe soos wat ons hom ook beleef en elke dag ervaar, is maar net, hier is maar die antwoord, hier is die bron, hier is die omvormer, en neem ons lewe en laat dit U gewy wees. Ons gaan net daardie een vers sing, daar is nog ander verse ook, maar ek gaan hom daar kort sny, wanneer ons klaar gesing het. Ons kan maar net so bly sit. Laat ek sal dit sê. Ons is dan by Jeremia hoofstuk 18 en ek gaan dan weer hierdie gedeelte saam met jou lees en dan gaan ek net 'n paar gedagtes ook weer saam met jou deel. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom.
Gaan af na die pottebakker se huis toe. Ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skuif te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk. En hy het toe iets anders gemaak, soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie? Israel, vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Een oomblik kondig hy aan dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek, sal uitroei, sal vernietig. Maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid waaroor ek hom wou straf, sien ek af van die straf wat ek oor hom wou bring. En die volgende oomblik kondig ek aan dat ek die nasie en die koninkryk sal bou en sal vestig. Maar wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorsaam is aan my, sien ek af van die goeie wat ek aan hom wou doen. Nou ek gaan hierdie eerste 6 verse gaan ek net weer lees. En met dit wat ons gisteraand vir mekaar gesê het en wat ek probeer het om met jou te deel is dat ek en jy sal toelaat, wat wil die Here vir ons sê? Wat is die Here se pad met ons, met my en met jou? En dan gaan ek so 'n paar oomblikke net gee, net vir jou om net weer oor die hele gedagte van die pottebakker wat besig is en die klei wat ek en jy is, dat jy net 'n oomblik oor die hele gedagte kan dink. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Gaan af na die pottebakker se huis toe. Ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skuif te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk. En hy het iets anders gemaak, soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel, vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Net maar vanaand wil ek eintlik van die einde af, by die einde begin en dan eintlik terugwerk na die begin toe. In terme van waarby ek vanaand met ander woorde by wil uitkom is dat ek gaan by die oplossing begin en terugwerk na die probleem toe. Net soos die politici. Die politici, hulle sê, jy moet nooit met 'n antwoord voor 'n dag kom nie, want jy nooit geld kry. Skep 'n probleem, dan sal jy altyd geld kry. En dan sal daar altyd iemand wees wat geld wil gee. Nou ja, as ek met die probleem begin, dan het ek nie enigiets
duister daarmee in gedagte nie, daar's nie al die kollekte bordjies is hier, so daar's nie 'n bord daarvoor wat ek enige iets uit jou wil wrig nie. Ek wil vanaand maar net vir myself ook, want ek loop hierdie pad saam met jou, dis nie asof ek vanaand hier is en dat ek 'n preek kom afsteek of dat ek alles wat rondom die skrifgedeelte in die boodskapgedeelte die res wil afwater. Ek loop hierdie pad saam met jou ek dink vir baie lank in my eie lewe as ek dalk miskien iets van myself op die tafel moet sit is ook maar om te sê dat die gedagtes wat hier na vore kom in Jeremia 18 praat met my ook maar net so hard, want die Here het sy eie unieke pad wat hy ook met my loop. En dat hy met my ook op 'n bepaalde plek wil uitkom, en daarom is ons medereisigers. Ek is maar net die ou wat vanaand voorgaan, en ek is maar net die ou wat ek ook wil glo, dat die Here ook maar net vir my wil gebruik om iets in jou lewe te ontstaan. So ek wil begin om dan vir jou te sê dat vanaand gaan ons veral fokus op die eie ek. En later is daar ook 'n stuk wat ek gaan lees wat iemand geskryf het, en hy praat van die ekkigheid. So ons fokus vanaand is op hierdie eie ek, hierdie ekkigheid. En dat ek en jy eintlik ons eie bankrotskap voor die Here sal raak sien en raak beleef oor wat hierdie ekkigheid in ons lewe doen. En hoe dat hierdie eie ek homself op maniere kamoufleer, sodat ek net nooit, amper sê nooit, in my lewe, dis kan die graf, nie sal uitkom by waar die Here wil hê ek moet, en jy moet uitkom. Dat hy op allerlei maniere sal poog om hom so te kamoufleer, dat ons, sonder dat ons dit agterkom, dat ons elke dag male sonder taal gepootjie word. En die besef wat ek en jy in ons lewe ergens net by moet uitkom, is net om te kan weet, ek kan. Oral in boeke en motiveringskursusse en toesprake en al dies meer en one-liners, as ek die Engelse woord kan gebruik, fokus alles daarop en sê vir mense, maar jy kan. En vir ons kinders sê ons, jy kan. Maar die ding wat ons in ons geestelike lewe moet raakloop, ek wil eintlik nie die woord ontdek gebruik nie, want dan koppel ons al klaar weer iets daaraan van iets wat ek reg kry. En die eie ek wil nie hê ons moet ontdekkings maak. Maar kom ek gebruik nou maar die woord ontdek, sonder dat ons noodwendig in 'n ding hier belang wat 'n mens eintlik so in sirkels kan argumenteer. So die ding wat ons moet besef is dat ek kan nie. En die ek kan nie moet ons dan in ons lewe gaan verreken, dat ons dit eintlik kan ontdek, maar wanneer hierdie eie ek in my lewe 'n rol speel, dan gaan ek sukkel om vorentoe te beweeg. 'n Man met die naam Henry Nouwen, ek het by
Heelwat mense se begrafnisse het ek al. Henry Nouwen is 'n Nederlandse skrywer, teoloog. Het ek al sy storie vertel van wat hy by die sirkus beleef het met die sweefstok artieste. So dis die man. As jy nog nooit die storie gehoor het nie, vra maar na die tyd vir my. Ek sal vir die storie vertel, so baie kostelike en 'n aangrypende storie. Maar hy skryf: om vergifnis te ontvang beteken dat ek gewillig is om God toe te laat, om God te wees, om al die genesing, herstel en vernuwing te doen. Solank as wat ek net 'n fraksie daarvan self wil doen, sal ek opgeskeep sit met halwe resultate, soos om 'n dagloner te wees. En die neiging wat daar by ons is, en ek hoop dat as ons hierdie pad met mekaar saamreis, wanneer ons donderdag aand klaar is, en dat ek dit sommer nou sê, ergens in my notas het ek dit geskrywe, vergewe my maar as ek dalk dinge herhaal. Maar weet ons wat doen 'n mens as jy 'n boom geplant het? Dan stamp jy mos of jy trap mos daardie grond rondom die boom wat jy geplant het, die stamp jy vas. En dan wanneer jy vasgestamp het, dan sien jy daar's nog plek. En dan gooi jy mens nog grond en dan stamp jy dit nog meer vas sodat daardie boom regtig goed gegrondves is en dat jy vir hom die beste moontlike kans gegee het dat hy dan kan staan en dat hy kan groei. So hierdie neiging wat daar by ons is, en dis ons lewenslange, dit het ons gister al vir mekaar sê, dit gaan ons lewenslange lewe wees. Om van hierdie eie ek of hierdie ekkigheid ontslae te raak. Iemand skryf 'n mooi storie, dan sê hy, wanneer hy laatmiddag by die huis kom, daar is 'n groot boom wat daar by in die erf staan op pad na die huis se deur. Hy sê wanneer hy daar verbygaan, dan kruisig hy die ou mens daar aan die boom vas. Hy sê en dan gaan slaap hy heerlik. Hy sê maar die snaakste ding gebeur, dat môreoggend as hy by daardie boom verbykom, dan sien hy die ou mense is nie meer daar nie. En dan vat dit hom nie hoe lank om agter te kom, dat ergens deur die nag het hierdie ou mens van die boom losgekom en ergens weer in sy lewe ingekom. En so bly dit 'n lewenslange proses waarmee ons besig is. En dit sou bitter jammer wees as ons daartoe in staat sou wees om hierdie eie ek regtig te kon aflê, want as ek dit kon doen, as dit binne my en jou vermoë was, dan sou ons nooit as oorwinnaar in die stryd uitgetree het. Iemand skryf, ek dink nou daaraan, terwyl ek daaroor praat, ek het nie my notas opgeneem nie. Iemand skryf, dan sê hy, dis vir 'n mens moontlik om fisies selfmoord te pleeg, maar dis nie geestelik moontlik. Die eie ek laat homself nie doodmaak nie, en dan sê iemand ook, wee my as ek dit sou kon doen. Die prentjie wat ek saamgebring het, is onkruid, wat julle dalk miskien ook, en ek gaan later in
die notas wat ek het, gaan ek daarby terugkom, dat die eie ek is soos, van die ding aan en af, ons het wat rye is klaar, en het so cool. Die eie ek is soos die bossies wat daar by 'n mens op jou plaveisel en enige plek waar daar krake is, dis vir ons in Suid-Afrika kan ons dit regtig oral raakloop, want oral waar die paaie nie versorg word en reggemaak word nie, dan sien die mense sommer hier op sommige van die plattelandse paaie, ek weet hier by my, waar ek bly, die gras groei sommer hier so in die pad, begin dit te groei. En dis dieselfde met die eie ek, enige moontlike plek waar hy kan kop uitsteek, daar sal hy dit dan doen. En die eie ek, die moet uit die pad uitkom, en dis nou juis wat die ek nie wil of kan doen. Dis iets wat ek en jy maar net weer en weer sal ongelukkig moet hoor. Nie net van my kant af nie, van ander medegelowiges ook, maar dis iets wat jy vir jouself ook gaan moet sê. As ek en jy ernstig is in ons verhouding met die Here, en as ek wil groei en hierdie versigtiging wat daar by 'n mens is, as daar iets daarvan na vore in 'n mens se lewe wil kom, dan moet die eie ek uit die pad uitkom. En al hoe dit in 'n mens se lewe kan gebeur, is dat ek gaan toelaat dat die Here dit moet doen. 'n Krag baie groter as wat ek en jy is, gaan dit moet doen. Paulus skryf in Galasiërs 5, en as jy, kom ek noem dit dan nou maar huiswerk, ek gisteraand van Psalm 42 gepraat, wat jy kon gaan lees het, so kom ek gee vir jou 'n ander stukkie, wat jy vanaand in jou stilte tyd kan gaan lees, en dis Galasiërs 5, jy kan die hele hoofstuk gaan lees, maar vers 16, 18 en 22 tot 23. Die mense, die gemeente, die lidmate in daardie gemeente, hulle het nou gedink dat as ons nou net die wet wat die Here vir ons gee, as ons onsself nou net nog so bietjie meer daarop toelê om meer gehoorsaam te wees, dan sal ons die Here beter kan dien, en dan sal ons aan die ander kant kan uitkom. En nou kom sê Paulus dan vir hulle eintlik in soveel woorde, dat dit is nie moontlik nie. Wat Paulus kyk, op grond van sy ervaring wat hy met die Here gehad het, op pad na Damaskus toe, dan kom sien hy iets anders by die gemeente, en hy sê vir hulle, dis nie moontlik dat julle die wet kan onderhou nie. Al doen jy dit so goed as wat jy kan. Want hy sê vir hulle, want daar is nie liefde by julle nie. En dan sê hy vir hulle, moenie verbaas wees nie.
dis omtrent die ding wat, wanneer ek en jy met hierdie eie ek en met hierdie ekkigheid besig is dat ek vanaand ook vir jou wil sê, wat ek vir myself ook wil sê, is, moenie verbaas wees nie. Moenie verbaas wees as jy môre, volgende week, wanneer ook al, dinge in jou lewe raakloop, en dat jy voel, soos die roltrap, vir een van die rede het ek teruggegooi. Moenie verbaas wees, sê hy vir hulle. Want daar is 'n ander krag, wat ook aan die werk is in julle. En daardie ander krag is die eie ek. My fiets, sy voorwiel, word so stadig, word hy pak. Nou het ek al gesien, as ek gereeld gaan ry, en lyk dit asof hy nie so vinnig pak word nie, want as jy 'n fietsryer is, en selfs ons wat nou motors het, een van die kardinale dinge wat 'n mens moet doen, is jy veronderstel om te kyk op die banddruk gereeld na te gaan. Maar nou weet ek die fiets van my. Ek weet hy het 'n slow puncture. En ek het sommer die prentjie saamgebring van die moderne motors. As jy jou kar aanskakel, dan kom daai ding op, dan sê hy vir jou ergens, is daar een van jou bande, die banddruk is nie reg nie. En dan moet ek nou die goed nagaan, julle lang storie. Maar nou weet ek, die band, hy word pak. So elke nou en dan moet ek net gou so 'n paar pompe gee. Maar wat ek eintlik veronderstel is om te doen, ek is veronderstel om die wiel af te haal en te kyk waar is die probleem, want daar is 'n probleem daarin. En die slegste ding wat, veral as jy nou ouer word en jy ry fiets, is dat nou kom jy eers tot stilstand, soos 'n diesel engine. Alles moet eers weer, as jy klaar is en jy moet weer aan die gang kom, dan moet alles nou eers weer warm word, voordat jy aan die gang kan kom. So die slegste ding is, om nou langs die pad nou ergens met 'n probleem vas te val. En ek weet teen die tempo waarteen hierdie band afblaas, is daar nie 'n manier wat ek daardie gaatjie met die oog gaan raak sien. En hy is te klein. En nou weet ons, al die van ons wat met fietsen groot geword het, as jy kom die ding op en dan, ja, dat is lekker, by my in die swembad, ek tap nie water in 'n wasbad, ek vat ons over daar in die swembad toe en druk die ding, en dan kan jy sien waar die worteltjies opkom, dan weet jy presies, dis waar jou probleem is. Miskien is ek net te lui. Miskien is daar die ding in ons lewe wat sê, man, hy blaas nie so vinnig af nie, is oké. Jy gaan vandag wel raad wees en môre as ek hom so trek, dan hy's nog oké. Hy's vandag ook oké, ek kan met hom ry. Nie so 2 of wat daar. Maar weet jy nou lanklaas gery, en nou met hierdie week met die werkry is dit ook moeilik, so ek weet. As ek nou ergens met die fiets kan moet ry, dan gaan daai ding van my pak wees. En ek vermoed is vir ons lewe, is dit seker ook so. Waar ek duidelik is ek oké. En as dit nodig is, dat ek dalk miskien ergens voel, dat my lewe dalk nie heeltemal is soos wat hy is nie, dan gaan ek dalk miskien net gou weer verslag kerk. Of dalk lees weer 'n bietjie Bybel. Of ek het lanklaas vir iemand iets goed gedoen, hier so baie van die karwagte, ek sal dalk miskien vir hierdie kar wag.
Ek het lanklaas vir iemand, een van hulle geld gegee, ek sal dalk miskien nou weer iets doen. Dalk vloek of skel ek nie te veel nie. En miskien is ek daarin nie heeltemal te onchristelik. Die punt is net, dit is nie genoeg nie. Al wat gaan help is, ek moet daai binneband uithaal, en ek moet die probleem aanspreek. Daarin lees ons ook in die Bybel, dat die kliphart wat daar in ons is, gaan nie sagter word om bietjie skuurpapier te gebruik. Kosmetiese goed help nie. Die ding moet in sy volheid moet hy aangespreek word, sodat die kliphart moet uitgehaal word, sodat daar 'n hart van vleis kan kom. Wat ons soek, is nie maklik om raak te sien. So ons moet dit kan regkry, om te kan verstaan dat die Here ons lewe wil inneem. Ek het gisteraand die voorbeeld met julle gedeel oor die vuur. Die hout wat eventueel self vuur word. Want hy wat in ons werk, die bron, hy wil ons nie verswak nie. Hy wil ons versterk. En daarom is die eie ek, soos wat ek net nou die prentjie vir julle gewys het, is soos onkruid, wat tussen die stene en oral tussen die gleefies groei, en oral in ons lewe sal kop uitsteek. En gisteraand het ons geleentheid gehad om dit vir mekaar te sê. Dis 'n groot hartseer. Dan is dit iets wat ek en jy self ook weer moet hoor. En veral vir ons wat ouer nou al geword het. Ek klompie van julle wat jonk is. Ons ander wat oud en ouer geword het. Ons verander nie maklik nie. As jy op ou gebaande weë is, van dit 'n enorme klomp energie om te verander. En ek en jy kom vir 65, praat ek nou vir myself, ek kom al vir 65 jaar lang met myself saam. 65 jaar wat hierdie eie ek deel is van my, hy is deel van my voordat ek geweet het dat hy deel is van my. En daarom sal dit vir ons altyd moeilik wees om te verander. Nou die eie ek, is soms is hy dom en soms is hy slim. As die eie ek dom is, dan doen hy goed wat jy maklik kan sien en waarop jy uitgevang kan word. As die eie ek 'n begeerte het na een of ander iets en jy gaan steel dit, dan kan die polisie jou kom uitvang, want hulle kan jou vingerafdrukke kan hulle kom trek en daar's 'n klomp goed wat hulle kan doen en hulle kan vir jou uitvang. Dis die eie ek as hy nou dom te werk gaan. Of jy steel geld by die werk of wat ook al. Maar die eie ek is ook slim. Wanneer hy dinge doen wat 'n mens nie algemeen sigbaar kan waarneem nie. En nou skryf 'n professor daar in Holland, wat 'n internasionale leier is op hierdie gebied van spiritualiteit, die goed waarmee ek en jy besig is. Hy sê, die mens se selfbetrokkenheid of ekkigheid
in die beer lewenslang sy beweging na heiligheid. Om heilig te wees, is nie dat daar geen sonde aan 'n mens is. Om heilig te wees, beteken net dat ek my geheel en al aan die Here oorgee. So as iemand vir jou kom sê, maar jy nie kom heilig hou nie, dan kan jy ten minste vir hom sê, nee maar, ek probeer my nie heilig hou nie, want ek sukkel te veel daarmee. Want ek sukkel om myself aan die Here geheel en al oor te gee. En nou sê hy, hierdie ewigheid in die been ons lewenslang om onsself aan die Here oor te gee. Onder allerlei vermommings is ons eie ek daarop uit om alles na homself te trek en in homself om te staan. Hierdie eie ek, kan ek die Engelse woord gebruik, he's no pushover. Dis 'n formidabele kanaal. Ek dink sommer aan die voorbeeld van in die bokswêreld is een van die liggewigte is onder andere 'n muskietgewig. Dit is baie klein ouetjies. En vir 'n ou wat in die muskietgewig wil gaan boks teen 'n swaar gewig is heeltemal buite sy liggaam. Die eie ek ontwikkel strategieë wat daarvoor sorg dat hy in die middelpunt van alles staan. Ook as dit gaan oor betrokkenheid op God. Die ewigheid is so sigbaar soos 'n muur op 'n swart klip teen middernag. Jy sien vir hom nie sommer raak nie. Iemand anders se oog is nodig om die vermommings van die ek te deursien. Dit is lui, raak maklik geïrriteerd en soek gemak. Fisieke bevrediging, applaus en weelde. Die woestynmonnike vergelyk die ektigheid met 'n slang wat om die hart van die mens krul. Die slang het hom so diep ingenestel dat die mens hom nie met eie krag kan loswikkel nie. En as ek dit vir jou kom sê vanaand, dan ek deel dit regtig met jou. Omdat ek wil glo dat jou stryd is ook my sterk. Die eie ek kamofleer hom op maniere wat ons onsself nie kan indink nie. En daarom vra dit dat ons gewilliglik sal sien dat dit nie na ons aard is om hierdie eie ek te wil gaan raak sien of te gaan ontrafel. Ons weet dit wanneer ons kindertjies doop, dan sê ons dit altyd, ons is in sonde ontvang en gebore. Daai eie ek sit so aan ons vasgekleef, soos wat ons dit nie kan glo nie. En nou wil ek vir jou vra, het jy nou ooit in jou lewe gewonder, waar gaan kruip die eie ek in? Hoe kan die eie ek hom die beste kamofleer? Of jy al ooit daaraan gedink het? Die
is deur heiligheid. Hy kom nie in ons lewe wanneer daar allerlei groot bose goed is wat ons in ons lewe doen of aanvang. Die eie ek kamoufleer hom binne ons heiligheid. As ek myself as 'n geestelike mens kan laat aansien, en as ek myself kan uitgee as 'n geestelike mens, as 'n Christelike mens, as 'n mens wat allerlei mooi en watter ander woorde daar ook al is, dan is dit presies die plek waar ons die eie ek gaan raakloop. Die skelm eervoer kan die goeie diens wat ek lewer so infiltreer, dat dit op die einde nie gaan oor die goeie daad of die goeie werke wat ek doen nie, maar eintlik dat ek net lof en eer wil kry. Miskien is ek so iemand vanaand. As ek tog nou net die mooiste, wonderlikste gedagte met julle kan deel, en die mooiste goed vir julle op die tafel kan sit, net so dat julle hier kan wegstap en ek later van iemand wat nie hier was nie kan hoor, ja, ek hoor net so mooi met die mense gepraat. Dis hoe die eie ek werk. En daarom sê Paulus, moenie verbaas wees nie. Ek kan nederig wees, nie ter wille van diegene wat ek kan dien nie, maar ter wille van my eie beeld, sodat ek op my nederigheid self kan trots wees. C.S. Lewis, baie bekende skrywer van buitengewoon Christen, of in Engels meer Christianity, as jy die boek dalk ken, hy skrywe, of hy praat van 'n storie van assistent duiwel, 'n hulp duiwel. En die assistent duiwel kom met die duiwel en hy sê vir die duiwel, ek sukkel met 'n ou wat verskriklik nederig is. Daar is nie nog 'n ou wat so nederig is soos die ou nie. Toe sê die duiwel vir die assistent hulpduiwel, het jy hom dalk miskien al op sy nederigheid gewys? Selfs in ons geestelike honger oor ons verstaan van die Bybel, kan ek hierdie eie ek en alles wat hy bereik, kan ek raakloop. Ons wil tog so dikwels in die evangelie, wil ons net al hierdie tekste hoor van hoe goed ek kan wees, en hoe mooi ek kan wees, en hoe vol ek van die Here kan wees. Die probleem met die eie ek, is dat die eie ek wil in beheer wees. Kom ons kom terug by die beeld van die pottebakker. Net dat ons nou nie, dat ek nou nie net goed besig is wat jy dalk voel, maar ek is weg van Jeremia 18 af. Dit sal dan geweldig snaaks wees as daardie stuk klei met die pottebakker kon gepraat het. En dat die stuk klei in beheer is om vir die pottebakker te sê presies hoe wil hy gevorm wees. Die omvormer waarmee ons besig is, wil nie voorgeskryf word nie. Onthou ek het gister vir julle gesê, wat gebeur met klei as jy vir hom los, wat hy daar een kant lê? Hy word hard. En die pottebakker hou klaar blyklik nie daarvan om homself op harde klei af
af te dring of op te dring of af te dwing. Die Bybel wil baie meer vir ons wees as om net vir ons heeltyd goed voel ervarings te gee. Want as dit vir my aanhoudend daaroor gaan om goed te voel, dan kan die hele proses my maar net altyd weer na die eie ek toe dryf. En vir die ego is dit 'n baie pynlike ding. Dit is vir ons baie sleg om in ons lewe te hoor of dinge raak te loop wat in ons lewe uitgewys word, waar die eie ek in beheer van 'n mens se lewe is. En so kan dit gebeur dat godsdiens ons nie heiliger maak nie, maar ekkiger. En daar's duisende vermommings wat ons in hierdie wêreld raakloop. Dit ons oë, waar is my, hier is hy. Daar's duisende vermommings wat ons in hierdie wêreld in ons lewe raakloop. Dit wat die TV en alles wat op TV's en deesdae op die internet en op televisie en op die rekenaars en op ons selfone aangebied word, die gejaagdheid, wat mense van ons dink, is alles vermommings wat na ons lewe toe deurwerk en deursien. Ek lees van 'n plaashuis wat daar teen 'n berghang gebou is, waar hoër op teen die berghang is daar 'n groot fontein en 'n klompie kleiner fonteine. En die groot fontein gee vir die huis standhoudende goeie stroomwater. Die klein fonteintjies wat daar is nie sterk genoeg om vir die huis aanhoudend 'n goeie stroomwater te gee. En as jy daardie klein fonteintjies, as jy vir hulle oorbenut, is al wat éventueel gebeur is dat jy later modder begin pomp. En daardie klein fonteintjies is eintlik net baie gerieflik, dat as 'n mens op 'n wandeling gaan hier teen die berg op, dan is dit baie lekkerder om by die klein fonteintjies net te gaan stop en daar water te skep, as wat dit by die groot fontein is. En so is dit in ons lewe en begeertes in ons lewe ook. Daar's net een hoofbron. En wanneer ek by allerlei klein fonteintjies in die lewe wil gaan skep en wil gaan tap en wil gaan water pomp, dan sal ek éventueel agterkom dat dit nie 'n standhoudende stroom water vir 'n mens gee nie. 'n Mens pomp vir hulle baie vinnig leeg, sodat jy later net modder kry. En daarom kan dit gebeur dat 'n mens jou geluk in die verkeerde rigting kan gaan soek. Want juist dit is wat die eie ek in ons lewe wil regkry. Die eie ek het 'n diep weerstand teen die manier waarop die Gees ons lewe wil beheer. Ek dink nie, as ek dit vanaand vir julle sê, dink ek nie dat ek dit eers self regtig
behoorlik verstaan. Daar is 'n diep weerstand in 'n mens. Gaan doen weer, die van julle wat nou julle papier opgevrammel het en gedink het, jy het 'n bal daarmee gaan maak, het jy teen daai bal weggegooi. Gaan vat weer jou stuk papier, of gaan kry vir jou 'n nuwe stuk papier. Dis seker daar's papier wat by die huis rond lê. Gaan doen gisteraand se oefening weer. Beleef binne hierdie stuk papier waarmee jy besig is, die tweede. Jou eie begeerte vir hierdie papier. Onthou wat ek gesê het, is dat die papier, dink na alle waarskynlikheid, ek is daar om opgeskryf te word. Die ou in die tronk wil nie die ding gebruik om te skryf net ons holle dra. Maar die papier dink dat hy is daar om geskrywe op te word. Maar wanneer ek met hierdie papier werk, dan is ek die omvorming. En dan is daar iets wat ek in hierdie papier raak sien, wat ek mee wil bereik. Maar terselfdertyd wanneer jy ou met die papier besig is, moet jy daardie ding in jou lewe gaan ervaar. Die weerstand. Ek wens ons kon die stuk klei regtig hoor praat. Maar miskien moet ek en jy stil word. Dat wanneer die Here met ons besig is, dat ons onsself kan hoor praat. En dat ons kan hoor. En maak jouself daarvoor oop, gebruik tyd daarvoor om vir die Here te sê, Here, dit is nie vir my lekker om te weet waar ek nou is. Ek verstaan nie waarmee u besig is nie. Ek sukkel om te verstaan. Want dalk is ons miskien juis op die beste plek. Dat wanneer ons juis nie verstaan nie, want dan is ons nie meer in beheer nie. Al wat vir my oorbly vir vanaand is, dat 'n mens dan kan vra, maar is bevryding moontlik? As hierdie eie ek, hierdie ekkigheid so groot rol in my lewe speel, is dit moontlik dat ek kan vrykom? Dat ek verlossing kan beleef? Natuurlik. Want dit het ons gelees, en gaan lees dit ook maar weer. Soos klei in die pottebakker se hand, so is ons. En wanneer die nasie hom bekeer, dan sien ek af. Wat iets sê dat in God se hart leef daar ook iets. God is nie maar net met my en jou besig, omdat hy niks beter het om te doen. Of dat niemand hom daarvan sal beskuldig dat hy lui is nie. God is liefdevol met my en met jou besig. Maar dis eers wanneer ek en jy besef wanneer ek nie meer onder die druk van ander mense leef. Wanneer ek myself nie meer met ander mense vergelyk nie. Dat ek vryheid begin beleef. Ek wil nie vanaand vir jou sê my droom vir ons nie. Ek wil eintlik net my
versigtiging teenoor julle kom uitspreek om te sê, hierdie tema waarmee ons in hierdie week besig is vir myself ook 'n droom. Vir die kort tyd wat daar nog vir my in hierdie lewe oor is en na alle waarskynlikheid is hier 'n paar van julle wat ouer as ek is wat minder tyd het. Maar dat dit 'n droom is wat ons by sal uitkom sodat ons ontspanne kan leef oor hy wat met ons op pad is en wat vir ons wil sien. Want op die einde is 'n mooi ding wat ek raak gelees het. Want op die einde die heiliges lyk soos gewone mense. Amen. Here, dit help nie eers ons wil voorgee nie. Kan ons vanaand ook maar net vir U kom sê, Here, help my asseblief. Dat U die omvormer is vir ons so groot. Vergewe Here as ons in ons lewe dink. Ons kan sommer net 'n paar pompe gee en dan kan ons weer ontslae wees van die eie ek. Net om oor 'n dag of twee maar uit te vind, dit werk nie so nie. Sal U ons help vir elke tree van die lewenspad, sodat ons kan blom en ook werklik vry kan wees. Amen. Ons sluit af met hierdie lied.
Here ons bid dat U vir ons sal seën, wees met ons vannag. Hou U hand van bewaring oor ons en ons mense. Lei ons ook môre op die lewenspad. En as dit U wil is, seën ons, sodat ons ook môre saam met mekaar weg van onsself na die omvorming kan kom kyk. In Jesus se naam.